Zo, kennis van.
Voor ons nu die woord afgaan, wil ek graag hê Stijn wat gou vir ons 'n lied kon doen. Net soetjie sy getuienis kon vertel. Weet ou Stijn nie, dis baie snaaks, maar as jy hulle gaan vertel, gaan jy hom tog nie glo nie, maar dit is die waarheid. Hy was 'n groot cowboy gewees. Weet ek noem die Bad Boys Cowboys. So hy sal julle vertel. Môre broers en susters. Dit is my voorreg om vanoggend hier in die huis van die Here te wees. Ek het amper nie gemaak nie, maar ek is partyds deur die Here se genade. Die Here het die horlosie van 9 af laat stil staan tot 10:30 toe. Broers en susters, as ek vanoggend voor julle staan, was ek vir 9 jaar dwelmslaaf gewees. En ek was ook in die gevangenis as gevolg van dwelmsmokkel. En ek het 'n moeder wat daar in die Oos-Kaap bly. Sy is baie oud al. My moeder het baie vir my gebid. Maar ek was 'n rebel geweest. Ek wou na niemand geluister nie. Dit was vir my 'n uitdaging as die polisie na my gesoek het. Maar al die pad het die Here vir my dopgehou en die Here het my gehelp. Oorals die Here het my uit 'n vreeslike ongeluk gered. Die Here het my in die gevangenis gered. En na 35 jaar van gebed is my moeder se gebed verhoor. 2,5 jaar gelede het ek my hart vir die Here gegee. En dit is lekker om op die pad van die Here te loop. En ek wil vanoggend vir die Here al die lof en die ere gee vir wat die Here vir my gedoen het. En ek kan net vir al die jong mense sê dat ek wens ek het dit geweet toe ek 16, 15, 13, 12 jaar oud was. Wat ek nou weet, dan sou ek 'n ander lewe gehad het, maar die Here het 'n tyd. Die Here se tyd is nie ons tyd nie. En die Here se pad vir jou is nie jou eie pad nie. Ek het altyd gesê, as ek 'n ding wil gedoen het, dan het ek dit gedoen het, ongeag van wat gebeur daarna. En die gevolge moes ek maar dra, maar as ek na die Here geluister het en ek het die weg van die Here geloop, sou ek nooit daai gevolge gehad het nie. Ek wil vir julle 'n lied sing. Ek wil julle moet nie na my stem of na die gitaar luister nie. Ek doen die lied, ek sing dit nie vir die mens nie, ek sing dit vir die Here. Net waar dit gaan nou oor dat die Here vir my uitgehaal het. Die Here het my baie diep uitgehaal. Jy weet, ek was in 6 verskillende sentrums opgeneem vir behandeling. Geen sentrum kon my help nie. En ek het op 'n plek soos Gansbaai gekom. 'n Plek wat mense wat amper nie spielankaart is nie. En op Gansbaai het ek tot redding gekom. Ek sê vir die Here baie dankie daarvoor. Net wat Stijn die regmaak om vir ons die lied te sing. Jy weet, ek die heel eerste keer vir Jimmy Abbott na ons genooi het op Gansbaai en die plakate begin opgaan, dan stop die mense met die pad en sê dan, met wat se gimmick is Jimmy Abbott nou nie besig. En ek dink dit was ook seker party van julle se gedagte is dit regtig so? Het die Here regtig 'n wonderwerk gedoen? En mense na 'n lang tyd saam met Jimmy nou in 'n huis waar hy by ons gebly het en geëet het en geslaap het en gestort het en dat mense elke dag baie noue kontak met hom het. Kan ek vandag hier staan met 'n eerlike gemoed en ek kan vir julle sê, ons Jesus leef. Amen. En hy doen groot wonderwerke. Amen. En hy het dit ook in Jimmy se lewe gedoen. En so kan ek ook getuig van Stanley se lewe. En dan is dit vir my wonderlik dat die Here, julle het net eendag gepraat van die mis hier om die bome. En dat dit nodig is vir die bome om mooi te groei. En daar was ook in hierdie mense se lewe baie lelik gewees. En so ook in my eie lewe. Maar dat na al die lelik wat daar moes wees, kan hierdie bome vandag sterk staan en groen staan en vrugte dra vir ons Jesus Christus. Once my soul wasn't far from the heavenly way. I was raised and blind as could be,
but my Savior in love turned my darkness to day. When He reached down His hands for me. When my Savior reached down for me. When He reached down His hands for me. I was lost and undone without God or His Son. When He reached down His hands for me. I was near to despair when He came to me there, and He told me that I could be free. Then He lifted my soul out of Satan's dark snare. When He reached down His hands for me. When my Savior reached down for me. When He reached down His hands for me. I was lost and undone without God or His Son. When He reached down His hands for me. Now my soul doth rejoice, since I'm making my choice. In the tempest to Him I can flee. There to lean on His arm, safe secure from all harm. Since He reached down His hands for me. When my Savior reached down for me. When He reached down His hands for me. I was lost and undone without God or His Son. When He reached down His hands for me. I was lost and undone without God or His Son. When He reached down His hands for me. Gevoel soos wat ek voel. My hart is baie bly om hier te kan wees. Weet ek, vanmôre sê ek vir my vrou, weet, toe ek geboks het en toe ek gestoei het, was ek altyd bekom gewees, hoeveel kaartjies word al verkoop, dan verdien nou maar nog geld met volgens dit. Jy sê, weet, nou dat ek vir die Here prys en die Here werk, gee kom om maar net een siel is, wat sy hart vir die Here gee, dan is ek baie klein, van die Here gebed. Jy weet, toe ek in die wêreld was, het julle almal van gelees, julle ken nou Jimmy Abbott, weet jy, bad boy, the man that loved me, dankie Here vir dit. Weet, en in my lewe was daar nie liefde gewees nie. Ek het nie geglo aan liefde nie, ek het myself lief gehad, en dat is het. Ek het niemand anders te lief gehad nie, ek het nie belief voorstel aan niemand anders nie, ek het net aan myself gewees. Men weet wat, my lewe begin toe ek 'n kind was, ek is ook 'n kind gewees. Jy weet, as ek dit sê in die skole, dan sit die kinders daar.
maar ek was so about so 10, 11 jaar oud, dus ek ook in 'n Pinksterkerk en toe is die pastoor kom en tale en hy lê dit uit in tale en hy word vir my vader so mooi gesê broer Abbott, jou seun is geroep om vir Jesus te werk. Toe was ek 11 jaar oud en ek het gedink, dis wat ek wil hê. Dis wat ek wil ook 'n pastoor word. Ek wil ook daar so staan en preek. Want ek het nooit 'n kerkdiens gemis toe ek 'n kind was. Maar weet wat was my pa se antwoord? Daar vlak, die Here kan wag, hy gaan boks. Nou ja, die Here het vir my pa maar gerespekteer en hom gesê ja, laat jou seun maar gaan. Ek het in die wêreld ingegaan en ek het geword wat almal my voor geken het. 'n Boelie. 'n Mens wat mense seermaak sonder om 'n tweede keer te dink. 'n Mens wat ou sommer sy kar uitruk en om 'n paar houe bytam en dan 'n grap maak oor. Dit was ek gewees. Dit was ek. My arme vrou, wanneer sy bid en sy roep die Here aan en sê asseblief Here, red my man se siel, dat nie net so lank saam, en dan sê ek, jy beter harder bid, jou God is doof, hy kan jou nie hoor nie. Maar as jou God dit wil doen, dan kan hy my kom draai, dan sê ons, wie gee vir wie 'n pak slaap. Ek was ons almighty. Loop ek op die sypaadjie, loop die mense in die straat. Want niemand wou mos by Jimmy verbyloop, hulle was te bang vir hom gewees. Hulle was baie versigtig. Jy weet, ek het baie daar, dink ek daar in die ou swartetjies. Hulle het geskrik as hulle my gesien het. My koelebas. Dan is hulle weg, dan is dit nou vir my lekker. Is nou vir my lekker. Jy weet? Maar ek het 'n image ontskep wat werklik nie ek was nie. Dit was nie werklik ek nie. Koerant het altyd geskryf, Jimmy Abbott gee sy pa pak slaan, Jimmy Abbott skop die huis stukken, en Jimmy Abbott doen dit, en Jimmy Abbott doen dit, en toe het ek besluit, nou gaan ek het word. Wat hulle wil hê ek moet word, dit gaan ek nou word. They made a monster of me. Hulle het 'n monster geskep, wat hulle toe nie meer kon byhou nie. Hulle kon nie byhou nie. Ek het in die pad geloop, en as jy een keer omdraai en sien, daar Jimmy Abbott, was dit genoeg. Want as jy 'n tweede keer kyk, dan tel hy sy gebreekte tande met sy gebreekte vingers op. My vrou het nooit in haar hele lewe wat ek al geken het wat sy saam my was, haar kop opgetel nie. Want as sy haar kop opgetel het, dan was haar bek stikkend geslaan. Hy was stikkend. Maar waarvoor was hy daar kyk? Ek kyk op. Sy kan op die grond kyk en klippe tel. No mercy. Geen genade nie. Geen genade gevra en geen gegee nie. Ek het nie omgegee wat ek doen nie. Want hulle het ons nou gesê, dis Jimmy Abbott daar. Dis Jimmy Abbott. Geen genade nie. Daar was nie genade vir mense nie. Ek het mense gehaat. Ek wil hulle nie betrap. Ek wil hulle seer maak. Om te wys, how giant of a man I am. Hoe groot is ek? Jy weet, en so 11 jaar terug. Almal ken nog die Oostaander gang wat die banke so geroep het. Toe werk my arme vrou nou een van die maatskappye wat die Oostaander altyd die banke geroep het. Jy weet, en so hier kom 'n vrou by haar wildvreemde vrou wat sy nie ken nie. Sy is seker nou so in die 80. As sy nog lewe, wil ek vir haar sê baie dankie. Jy weet, sy kom na my vrou toe en sy sê, wie is getrouwd met 'n bokser? En my vrou, hulle sê, ja, daar is 'n Kelly. Sy is getrouwd met Jimmy Abbott. Sy kom na my vrou toe en sy sê, God het jou gebed geantwoord. Hy het hom geantwoord. En my vrou sê vir my, sy gesê, wat se gebed? Sy het so baie gebid, ek dink sy het al begin vergeet vir alles wat sy oor gebid het. En die Here sê, gaan sê vir Jimmy,
gaan hom verander. Hy is 'n staatmaker van sy woord. As hy so sê, dan doen hy dit. Of jy dit nou like, en of jy dit nou nie like. He's a man of his word, and he sticks to it. Dis vir sommige van ons nie. Sê ja, maar bedoel ons nee nie. Nie die Here nie. As hy 'n belofte gemaak het, bly hy dus die beloftes. Weet, en my vrou weet, hy kon dat. Jy sê ons nie vir Jimmy sulke dinge. Sê ken ons nou vir Jimmy. Hoe gaan jy dit nou vir hom vertel? Dan moet ons nou weer stukkies geslaan. Die Here praat nie van die Here, ek stel nie belang in die Here, ek wil niks met die Here uit te waai nie. Ek het genoeg geld, ek gaan vorentoe in die lewe, ek lewe soos 'n koning. Hoekom moet ek nie Jesus in my lewe kry? Ek het hom nie nodig nie. Jy weet, nou stop ek die middag daar, maar ek kon sien, daar is angs op my vrou se gesig. Weet jy, ken ons op. Jy kan maar sien as daar iets verkeerd is. Jy ken ons daai gevoel. Daai gevoel. Sy klim en ek sê vir haar, wat is fout? Sy sê nee, sy sê ek moet graag met jou praat. Ek sê nou waarvoor wil jy nou mee praat? Nou sit sy so in die kant. Sy sê ek moet met jou praat. Ek sê nou praat dat ek luister. Praat. Sy sê nee, ek is te bang. Ek sê ag man, praat. Ek sal luister nie, ek beloof nie. Jy weet maar, nou is ek nou skielig, nou wil ek ons weet wat aangaan. Jy kry ons daai nou skieligheid. Asseblief, ek sal niks nie sê nie vir my. Dat ek net kan hoor. Want die duiwel het geweet, Jesus gaan my verander. Die duiwel het dit geweet en hy het alles voorgegooi. Dat het nie moet gebeur. Dat het nie moet gebeur. Weet en sê, wik so af. En sy sê, Jimmy, die Here gaan jou verander. Jy maak seker ek grap, by jou wie? Sy sê nie, die Here het so gesê. Hy sê ook die nuwe naam gaan John wees. Ek sê, wel, my naam is John. My naam is James John. Sy het reg gelaai, dan vlak. Weet nou, Reynolds, kom by die huis. Wie wag daar? Daar wag 'n pastoor vir my. Wat so kan jy nou hier so? Weer kom geld man. Weet, as al in jou kennis hulle geld nodig. Weet, is dit nie so nie? Dit was nou die wêreldse mense dink. Weet, ek klim my kant, kom die pastoor. Hulle sê, hoe gaan het? Nee, baie goed, pastoor, baie goed, kom aan, soos dit nou. Hy sê, hoor ek Jimmy, ek het 'n groot saamtrek die naweek, wil jy nie Sondag môre saam met my kerk toe kom nie? Ek en my grootmoeder sê, ja. Weet, ja. Maar weet mos ek gaan nie. My vrou staan daar, yes, ek gaan kerk toe, yes, ek is bly. Maar ek weet mos ek gaan nie kerk toe, ek lieg mos. Ek lieg en bedrieg en almal mos. En Sondagmôre weer kan, jy weet, en hy raak in die bed. Jy weet mos as jy nie 'n ding wil doen nie, hoe spiteful kan 'n mens wees? Is dit nie so nie? Jy kan mos lekker spiteful raak as jy wil. Dan raak jy in die bed. En sy sien ek, nou wat ek, sy daar voor die ou stuur. Weet jy, maak ook so mooi. Ja, goed vir die oë, ja. Lyk te mooi. Dan kyk ek sê, waar toe gaan jy? Sy sê, ons gaan kerk toe. Ek sê, ek word geviel gelieg. Jy gaan nou, jy bly by die huis. Niemand gaan kerk toe, ek bly by die huis. Gaan nou lekker vleis braai, gaan movies haal. Ek gaan myself geniet, nou waar gaan ek kerk toe? Taf lag met die Here en sy dinge. Ek loop maar hier. Ek sê, moenie waar is my pelle, ons gaan nou lekker braai. Gaan haar koop. Maak koop, hy nie staan. Die pastoor. Sy sê, hallo pastoor, vinnig is my kom toe, nou wil ek gou slaap. Hier slaap jy moes nou vinnig. Weet, en hier kom die pastoor in. Hy sê, Jimmy? Ja, wie is dit? Hoe pastoor, gaan het? Sê, nee, ek wacht vir ons die kerk te gaan. Ag, sê, nee, pastoor, is klaar, ek gaan nie, man. Hy sê, nee, maar ons nog baie tyd, man. Ek sê, oké, ek sal opstaan, Hulle gesit nou die voorhuis. Nou kry ons nog extra spijt van. Kry nie my goed nie. Gooi my die kleren so rond. Ek kry maar nie, soek ons nou nie werkelijk nie. Maar in elk geval, ek kry het op die einde wat ek soek. Ek gaan shower, nou is van ek gaan shower. Ag, ek vat my tyd. Weet dat ek baie te was, ek vat my tyd. Weet, ek vat my tyd. Ek stel nie belang aan die kerkie.
Maar min het ek geweet, as die Here 'n afspraak met jou het hy 'n afspraak met jou. Hy sal die tyd laat stilstaan, maar sy afspraak sal nie nakom. Weet, dis nou nie soos jy dokter wat jy kan bel en sê, hoor jy dokter, ek het 'n papier, kan nie kom nie. Weet, hy weet alles. Maar in elk geval, nou het ek klaar geshower en ek loop al uit. Nou gaan trek ek aan. Nou kyk op die roos. Nou kyk ek sê, nee man, dit kan ons nie wees nie. 5 minute en ek het klaar geshower. Dis nie mos, dit kan ons nie wees nie. Jy moet seker hier op en nou. Nee. Nou is ek klaar getrek. Nou skiem ek. Jy sien die duivel, hy maak jy ding. Nou moet jy uitkom. Want die is nou vang. Die is nou vang nie. Jy moet uitkom. Weet jy, ek sê die pastor, oké, jy ry met jou kar, ek ry met my kar. Hy sê, ons ry met my kar. Ons bespaar petrol en jy ry saam met my. Daar kon ek uitkom. Maar in elk geval, nou van die kerk toe, nou sit ek lekker aan die kerk, agter. Jy weet ons, die laaste sitplek agter. Nou sit ek daar agter. Hey, hulle prys die Here, hulle klap, ek sê, nee. Jy weet, dit is mos so die wêreld se mens. Hy is nou maar so. As hy nie dan wil doen nie, dan wil hy dit nie doen nie. En maar jy kan sy kop afkap. As hy het nie wil doen nie, wil hy dit nie doen nie. En ek wou nie die Here prys nie. Want ek was dan God. So ek vir my vrou gesê, spring, en sy het my gesê, hoe hoog? Verstaan? Boos, ek kan nou waarskie. As jy vrou bent, pas op. Pas. Glory. Jy weet, en nou sit ek al agter, en hier beskielik, hier praat die vrou in tale. En ek sê vir my vrou, die Zulu taal, wat hulle altyd so praat. Hoekom praat nou nie in plain Afrikaans, ek kan die mense hulle ons nooit verstaan. Nou babbel hulle ons. Nou babbel hulle ons die taal af. Maar net beskielik gaan hy, die pastoor sê, Jimmy, dis vir jou. Ek sê nou tabla waarvan. Hy sê maandag, as jy ry, gaan jy blind wees. En ek sê vir my vrou, wie gaan my auto slaan? Hierdie klop apies hierso. Nee, hulle is te maar. Hulle is te maar om my auto te slaan. Wie gaan my auto maak? Hulle God. Nee man, waar kan my auto maak? Hy moet eers my gewig wees, dat ek om 'n goeie pak slag gaan. Weet nou kom ek sondag aanmiddag by die huis. Nou is ek net uit. Nou soek ek 'n bekleier. Maar my vrou is weg. Sy is aan die kamer, sy praat. Sy het niks weet nie. Sy het niks doen nie. Weet? Wat sy het geweet? As sy moet my gaan praat, gaan daar argumente kom. Dis mos wat die duivel wil hê. Argumente. Bekleierery, hy wil dit mos hê. Weet? Maandag wat ek al werk toe, en elke oomblik kyk in die spieël. Ja, ek kan myself nog sien. Hoe moet sê hulle lieg mos. Ek gaan haal aan die middag, nou as die genaadsnaam kom, stop ons lekker, ek tel op en nou is dit lekker sê. Ek sê, hey, ek kan stil sien, waar is my oor nou toe? Ek het jou gesê, man, hulle lieg vir julle, en julle glo as hulle lieg, man. Weet, die duivel maak die mens mos slim. Baie slim, baie sterk en baie mooi. Nou weet jy, dit is alles. In elk geval, ons ry toe so, en nou daar by ons, het jy opdraande, en dan draai jy links, en dan is daar busstoppe daar. Vir al die swart, dit waar die swart busstop, weet? Nou ry ek al, en toe ek die draad vat, en sê sy vir my, Jimmy, die bus. Ek sê, wat die bus? Sy sê, Jimmy, die bus. En toe sy sê, bus, toe ry ek onder die bus. Gelukkig was in my kar en sake. In elk geval, ek trek die kar uit, en ek ry so verby, so ek sê vir die ou daar oor die bus, ek sê, moenie waar in jou bus. Hy sê, maar lekker, ek sê, maak die saak. Maak die saak. En ek ry huis toe, en ek kom braai uit, en ek val op my knie. Ek sê, Here, vandag het ek 'n pak slaag gekry. Ek het 'n pak slaag gekry, sonder dat hy eers hou geval het. I accept defeat. Ek het pak gekry en ek het verloor. En ek gee my hart vir die Here.
En ek begin die Here dien en ek begin die Here loof. O, ek is lief vir die Here. En die duiwel sê, nee, maar ek is nie klaar met jou. Ewe skielik begin ek te stoei. En toe ek begin stoei, toe begin ek weer so afvallig raak van die Here. Ek begin afvallig raak. En toe begin ek daai mos die baadjie. Daar het ek om my. O, toe had die mense my maar weer van voor. Die Jimmy Abbott het gelieg. Hy het gelieg. En weer eens, soos een sonnig in die kerk, en weer word ek gewaarsku. Ek sê, jy gaan seer kry, want jy loop op dun ys. En ek het nie geglo nie. Ek het glad nie geglo nie. Maar daar kom toe 'n geveg wat ek wil hê in Mauritius. Dis die eerste maal waar 'n stoeispan oor see gaan van Suid-Afrika. En nou gaan stoeiens in Mauritius. Hey, is dit mooi. Hey, lekker Mauritius. Hou die beach. Jy weet daarom ek en dan dink hulle ek se God. En hulle het nog nooit so groot mense in hulle lewens gesien. Dan harte plaat in my. Hulle staan so. Hulle kan nie glo daar sulke groot mense. Dit nou hierdie Indiërs is maar almal maar klein mense. Ek staan op ek so halfweg bo kan ry. En hulle kon dit nie glo nie. Daar is so groot mense in die wêreld is nie. Maar in elk geval, ek stoei teen ek wag met nie verskriklik seer. Nou kom terug Suid-Afrika tot ons hierland, toe sê hulle nee, ons moet in Durban gaan stoei. En dan gaan toe ons vlieg toe sommer direk Durban toe, maar jy toe seer in die knie maak. Jy weet ons 'n bietjie windelie. Dan sê ons nou weer reg. Want jy wil ons nou die wêreld wys. Jy wil weer 'n hartaanval maar buite kan die kruis sien. Jy wil onthou. En terwyl ek in die kruis klim en die klokluiers begin stoei en die volgende minuut. Jy op die tou geklim en toe hy afduik, toe vang ek hom. En toe kom vang, toe ek nie bene moet te staan. Toe breek ek met die mos. En daar lê ek. En ek hang so aan die touwe. En hy woorde kom by my. Jy loop op dun ys. O, toe hy by my kom te sê, Here, ek is klaar met die wêreld. Ek het klaar gespeel. Nou kom ek by die erns van die saak. Ek wil my lewe vir Jesus gee. Ek wil 'n nuwe kommandie. Ek wil 'n nuwe bladsy met Jesus begin. En dis waar die Here my begin werk het. O, toe ek my hart vir die Here gee. Toe trek hy die wêreldse dinge van my af weg. Ek stel nie belang aan 'n stoei of boks nie. Okay, ek moet karakter ondersteun. Maar ek hou glad niks meer van daardie dinge wat so is nie. Maar o, toe die Here met my begin werk, toe word ek 'n ander mens. Daai ou Jimmy, hy's dood. Weet, gister was ons by 'n plek lees en die mense praat my. En hier kom hier en hy sê vir my, julle manne sê mos so baie. Ek sê, ek sê. Ja, ek sê. Ons almal weet julle sê. Ek sê, nee, my vriend. Ek sê nou lewendig water. Water wat my nooit meer sal dors maak nie. Ek sê, maar laat ek jou dit vertel. I was a cowboy, but never a drinker. Hy kon dit nie glo nie. Niemand kon dit glo nie. Niemand. Hulle kon nie glo dat ek nie drink nie. Jy weet, ek praat met ou op die telefoon. En nou sê sy, regtig jy? Ek sê, ja, dis ek. Hy sê, ek kan dit nie glo nie. I must see it to believe it. En hy het sy foon neergesit en hy het seker 'n hele entjie gery maar by ons uit te kom. En hy was so baie 'n uur gewees te kom en daar by ons uit. Hy het mense so gekyk te sê, dat kan jy nie sê dat jy nie wees nie. Weet jy hoekom? Want die Here maak mense nie. Hy maak mense nie. Jy ken my lewe. Nou gaan ek die woord sê soos die Here dit op my hart gelê het. Dan kan jy nou regtig sien op waar nie wat sien is. Glo jy dit? As jy dit glo, gee jou man dit af. Ek het al gepreek, reg oor
En glo vir my, ek het tot gepreek in die NG Kerk. Glo julle my? Dis die waarheid. Dis die waarheid. Hey, I brought a new revival in my kerk. Jy weet, glo vir my, want ons moet lag, want ons Here lewe. Christene is nie meer mense wat loop met so dik mond nie. Sê, hoe gaan dit as hy? Nee, Christene is mense wat lewe. Ons is niet. Ons is niet. Die Here het ons gekoop met sy kosbare bloed. Ek is daar so die saak te gaan in Lady Smith in die NG Kerk. Ek kon net nie glo NG Kerk ou nooi my uit nie, maar ek het gegaan, want ek het geweet, my Jesus maak weg. Hy maak weg. Hy maak weg. As jy net gewillig is, maak hy weg vir jou. Hy maak weg. Weet jy, ek kom toe na en nou, jy weet ons die NG ouens, hulle hou die bank moes op was. As die bank staan nie, nou net nie, dan breek ek jou voet uit. Hy hou die bank, hy wil moes nie opstaan. Maar hy is ons nog gewoon om te sit. Weet jy, ek het hulle my lewe vertel en ek uitnodiging gee, want die een meisie het uitgekom, ek het vir haar gebid, huis toe gegaan bid ons vir 'n vrou wat kanker het, en die Here het haar aangeraak, en nou is dit die volgende môre, maar die aand voor ek daar uitgaan daar, was ook so lang saam. En ek sê, broers en sisters, as julle my nie wil glo nie, moet julle môre kom kyk, maar hierdie plek gaan te klein wees, hoe die mense môre hande vir die Here gaan gee. Maar glo my nie. Hulle het kom kyk en nuuskierig. En toe het hulle ook 'n hart vir die Here. Weet ek uitnodiging gee? Toe staan almal voor. Die bank het hulle teruggeskuif om hulle harte vir die Here reg te maak. Om hulle harte vir die Here te. Weet toe almal nou verby is, sê die dominee, Jimmy, bid vir my want ek skoop daai Here gewerk. Ons kom van 'n braambos af. Hulle kom van Stellenbosch af. Ons kom van 'n braambos af. Die Here jou gestuur het jou gestuur met 'n doel. Met 'n doel. Ek dink ons gaan dit saam lees hier uit Romeine 8 vanaf vers 31, 32 en dan van 35 af tot 39. Met 'n Bybel het, maak dit oop. Graag lees saam met my. Maar kan niemand nou sê ek het daar gelees wat hier daar staan? Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Glo julle dit? Glo julle dit? Wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadelik skenk nie? Dis ons Here. Ons lees van 35. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar of swaar. Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedoen. Ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Ons is nou more losers. Ons is wennaars. Deur hom wat ons lief gehad het, want ek is verseker dat geen dood of lewe of engel of owerhede of magte of teenwoordiges of toekomstige dinge of hoogtes of dieptes of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat deur in Jesus Christus ons Here is nie. Kom ons sluit ons oor. Here, vanmôre is dit 'n voorreg om hier u naam groot te maak. Here, ek bid nou dat die Heilige Gees by elke sitplek sal stil staan en elke omstandig, Here, sal neem en situasie
sal wegneem op hierdie oomblik. Here, sodat hulle oor geopen sal wees en hulle sal luister wat die woord vir hulle sê. Here, seën hierdie woord en dat dit nie leeg sal terugkeer nie, maar dat dit 'n saad sal plant, Here, en daar waar daar moet wees, Here. Ons prys en loof U nou in Jesus se naam alleen. Amen. Weer daar kom 'n tyd in jou lewe wat in my lewe gekom het, toe ek niks vir Jesus wou weet nie, toe ek my eie ding wou doen, het die Here my so lief gehad. Hy het aangehou. Want ek nou op 11 jaar het hy my al geroep. 25 jaar later moes ek terugkeer na my eerste liefde toe. Ek moes terugkeer na my Jesus toe. Dis my Here. Hy gee nie op nie. Hy gee nie op nie. Hoeveel keer het jy al vir iemand gebid en dan gebeur dit en sê, ag, wat ek gaan nou nie meer verder bid nie. Hy wil nou maar nie hoor nie. Hou aan. Hou aan. Moenie ophou nie. Want het is jou gebed wat 'n saak verander. Het is jou gebed wat sake verander. My vrou moes bid en toen het sy nogmaals gebid het, tot die Here geantwoord het. Moet nooit ophou nie. Hou aan totdat jy die antwoord kry. Hou aan. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Soek en jy sal vind. Sy nie so vir ons nie. Dis ons Jesus. Hy het ons so lief gehad toe hy die kruis gehang het. Hy gesê het, die volle prys is betaal. Hy het nie gesê ek het laatpad gedoen, of 3 kwart. Hy het gesê, die volle prys is vir my en jou betaal. Ons is meer as oorwinnaars, het ons gehoor. Toe hy daar gehang het, kon hy gesê het, Vader, stuur 'n legioen engele en veel van die aardbol weg. Weet jy wat hy gesê? Vergeef hulle wat hulle weet nie wat hulle doen. So sê die Here grondteks vir ons dinge. Ag Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Glo jy dit? Dis die waarheid. Dis die waarheid. Die omstandighede het verander. My en jou omstandighede het verander deur die liefde van Jesus. Toe daai liefde, daai bloed daar gevloei het, toe die son nie eens op het wou skyn nie, was dit vir my en vir jou gewees. Hy sê niks sal ons skei van die liefde van Jesus nie. Niks. Nie eens die dood sal ons skei van die liefde van Jesus nie. So lief het hy ons. Ek lees 'n boek met die naam van Hemel en Hel. En elke keer as hulle in die hel gegaan het die Here met hierdie spesiale vrou. En hulle het met iemand gepraat, het Jesus gestaan en weer. Omdat hy ons so lief het. So lief het hy ons, dat hy sy lewe gegee het. Sy het sy lewe vir my en jou gegee, wat ek en jy nooit werd is nie. Ons is nie werd daai liefde nie, maar hy het toch so lief. Hy is so lief vir ons. Toe hy gesê het, sy Vader sê, Jesus gaan, toe sê hy gaan. Hy het nie tweede gedagte gekry nie. Hy het gegaan om die liefde aan ons te bewys. Dis ons Jesus. Hy het my gered, toe alles wanhoopig was. Toe red sy liefde my. Hy steek sy hand uit, hy neem my swakke hand, en hy rig my op. En hy puts me on the King's highway. Op die koningsse pad sit hy my. Ek was bedoel, ek moes hel toe gaan, vir wat ek gedoen het. Ek moes reguit hel toe gaan, maar die Here wou nie. Hy wou dit nie doen nie. Hy het geweet. Ons moet sy werk doen.
En dese dag gaan manne en vroue opstaan wat die wêreld afgeskryf het om die werk van die Here te doen. Hoekom? Because they got a backbone. As jy 'n ruggraat het, doen iets vir Jesus. Doen iets vir Jesus. Vertel die wêreld van sy liefde. Vertel die wêreld van sy liefde. Moenie dink aan jouself nie, maar dink bietjie aan iemand anders wat jou gebed nodig het. Het jou gebed nodig. Is miskien jou stemmetjie wat sal maak dat jy hemel toe gaan. Miskien net daar jou encouragement, soos die Engelsman sê. Net daai uplifting minutes. Just that small uplifting minutes. What Jesus did for you will change his life. Wat help het ons kom by die Here aan en ons het niks vir hom gedoen nie? Wat help het? Gaan weg, ek ken jou nie. Maar Here in jou naam het ek duiwels uitgedryf. Here in jou naam het ek siekes gesond gemaak. Gaan weg, ek ken jou nie. Wat sê ons dan? Wat het dit ons dan gebaat? Niks nie. Ek en jy, as iets in ons gebeur en ons sê, vir die buurvrou of die buurman, ag kom ons bid saam. Wanneer jy Christen geword, dan weet jy ons is Christen nie. Weet jy hoekom? Weet jy hoekom? Weet hulle nie? Want ons skaam ons vir Jesus. Glo dit julle nou. Ons skaam ons vir ons Jesus. Die wêreld daar buite wys ons mos hoe om te lewe. Hulle gaan aan. As jy hom sien is in die wêreld, hy gee nie om nie. Maar ek en jy, wat vir hom moet wys, hoe lyk die pad hemel toe? Ons wil dit nie vir hom wys nie. Ons wil dit ons nie vir hom wys. Ons stel ons nie belang. Ek en jy begeer mos die dinge wat hulle het. Ons begeer dit mos in ons lewens. Ons begeer dit mos om die dinge te hê van die wêreld. Kom ons wys die wêreld sodat hulle kan begeer te kry om die dinge te hê wat ek en u het vandag. Ons moet hulle wys, ons het iets en hulle het niks. Maar ons doen dit mos nie, want ons skaam ons vir die woord van God. Ons moet op ons skaam wees en die dinge van die Here wys. Wonderwerke moet verkondig word op die dakke. Hy moet verkondig word. Weet, ek koop 'n boek van die duiwels, wat nou in een van die huisgroot of keer was. Weet jy wat is daar binne? Die werke wat die duiwel alles gedoen het. Maar jy sien nie die werke van Jesus nie. Jy sien dit nie. Jy sien dit nie. Want ons skaam ons mos vir Jesus. Maar wanneer ons in die nood is, kan ons gou sê, Here help my. Here help my. Ek is besig om te sink. Die water, die storm is besig om my dood te maak. Weet jy wat doen die Here? Hy lig jou uit. Hy los jou nie daar nie. Hy los jou nie daar nie. Ek en jy moet vertel van die liefde van Jesus. Ons moet op ons skaam of bang wees, want dit kom van die duiwel af. Ons moet vertel wat Jesus vir ons doen. Daar die kosbare liefde, toe in daai kruis gehang het, kan niemand met geld ooit koop. Jy verdien het. Jy verdien het, as jy by die voete van Jesus is. Eina, dis bonita. Dis die waarheid. As jy nie sê halleluja, sê eina, klink net so goed. Dis hoe ons Jesus is. Ons moet uitloop en vertel wat Jesus vir ons gedoen het. Wat die Here vir my gedoen het, kan ek nie stil bly nie. Hoe kan ek stil bly vir daardie liefde wat die Here my gewys het? Hoe kan ek ophou? Hoe kan ek ooit die Here weggooi? Hoe kan ek ooit sê, maar die van
kruis is leeg. Sy graf is leeg. Weet, ek dink, toe Jesus so gekruisig is, en hy het oorgegee, en hy het by daai hel aangekom om die sleutels te gaan haal van die dood en die doderyk. Toe was daar 'n aardskudding. 'n Aardskudding. Ek sien so bedrog mannetjie. Hardloop. Hy sê, Satan, hier kom 'n man met 'n liggaam. Hy kom hier. Ek dink hulle noem hom Jesus. Hy is op pad hiernatoe. Sit so baie swart en sê, nee, niemand kan na my toe kom. Niemand kom nie. En toe is hy ooit weer, toe skop Jesus sy deur af. Kom, gee my die speels van die dood en die doderyk. Ons prys is volbetaal. Jy skuld niks. Jy moet leef as 'n wenner. En meer as 'n oorwinnaar, omdat Jesus aan jou kant is. Hy wat vir ons is, wie kan teen ons wees? Is dit nie so nie? Is ek raak of verkeerd as ons sê, ja, ons sê ons amen. Want ons Here lewe. As ons langs die rugbyveld sit, of as ons by 'n sport is, dan kan ons vinnig skeer. Kom aan, Jannie! Kom aan, jy kan dit maak, kom aan! Ons moet net 'n bietjie doen vir Jesus. Dan moet 'n bietjie lewe kom, sodat die wêreld kan sien, wat is lewe? Ons is moeg om dood te speel. Want ons is nie dood nie. Ons lewe. Ons lewe. En ons sal moet opstaan uit die dode en doen wat Jesus wil hê ons moet doen. Baie mense sit hierso. Die Here het julle geroep om die werke te doen. Maar met julle net nie doen nie, gee dit vir iemand anders te. Glo jy dit? Glo jy dit? Ag, maar ek is so skaam. Wat gaan hulle dink van my as ek dit moet sê of dit moet doen? As jy dit nie gaan doen nie, gaan die klippe dit vir jou doen. Glo my vandag. Hierdie gebou gaan dit teen jou hou. Dat jy niks gedoen het nie. Niks gedoen het nie. Jy weet ek is op baie kerk en sê, wie is almal bly? Dan steek almal op. En sê hulle nie gaan getuig, kan niemand getuig nie. Is ek reg, pastoor? Is die waarheid. Wie is bly? Almal is bly. Getuig 'n bietjie. Is jy agtergekom? Of die ou gooi sy hand hier onder die sit op hulle. Ek kan nou nie, my hand is te kort. Verstaan? Die mense moet weet dat my en jou Jesus lewe. Dus kom ons so baie siekes is en meer mense al reeds ontslaap het. Omdat hulle nie meer op die Here vertrou nie. Hulle wil op hulle self vertrou. En as dinge verkeerd loop, dan sê ons mos, dis Jesus wat dit aan my doen. Nou straf hy my. Jesus het jou terug om jou te straf. Hy sê ek sal jou tugtig, maar hy straf jou nie. Hy straf jou nie. As ek jou dit vertel, hy tugtig jou. Hy leer jou. En ek sien dit sy broers en susters. Die Here lewe. Amen. Hy lewe. Hy is nie dood. Maak nie saak wat die wêreld sê nie. Hy lewe. Hy lewe. En eendag in julle gehore geklap. Dan gaan my Jesus kom. Gereed moet ek wees. Die dag is Jesus kom. Maar hoe kan ons gereed wees? As die Here vir ons iets gegee het om te doen, en ons wil dit nie doen nie. Wie terwyl die vrou so in die hel rondwandel, toe sê sy, maar dit is nou 'n pastoor dan. Maar dit is 'n prediker. Ek het gedog, hulle gaan hemel toe. Hy sê, ja, baie van hulle het siele vir my ingebring, maar hulle het nie geleer soos Christene nie. Hier binne die kerk kan ons lag en gesels, dan gaan ons van Jesus praat. Maar sodra ons praat, deur uitloop, hoep, aan 'n gesig voor ons. Dan vergeet ons is Christene.
Al leef ons nie meer soos Christen nie. Dan sê die wêreld, as jy 'n Christen is, wil ek nie. As 'n Christen lyk soos jy lyk, sorry, ek is nie Christen is. Dan los my maar dat ek maar hemel toe gaan. Hoekom? Ons leef nie soos Christen nie. Christene is mense wat wenners is. Kom ek gou vir 'n stukkie lees. Die Here lees dit baie hard. Psalm 37. Ek wil dit gou vir julle lees. Kom ons gaan lees gou so 'n stukkie. Psalm 1. Hy sê, nou moet jy hoor wie is 'n Christen en wat beteken 'n Christen. Hy sê, hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrug gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Nou is dat tone geknap. Nee, maar Meluze, nee! Jy voer het voorspoedigheid. Jy is meer as 'n wenner as ooit tevore. Stem julle saam? Christen is nie arme mense nie. Nee, hy sê ek het gekom sodat julle kan lewe en dit oorvloed kan hê. Dis ons Jesus. Dis ons Jesus. Daar is nie meer tyd om kerk te wil speel. As jy wil kerk speel, bly by jou huis en speel op die highway. Ek is eerlik. Die Here lê baie hard op my hart. As jy dink nog om kerk te speel, gaan speel by jou huis. Hy sê, het jy maar eerder nie geken, maar nou omdat jy my geken het, is dit 'n different, is heeltemal 'n ander situasie. Glo jy my net? As jy maar warm op kan, maar nou moet jy nou is, dan spiegel jy uit. Karabasarubona, Karapendrakusina. Die Here is moeg vir manne en vroue wat nie doen wat hulle moet doen. Glo julle dit? Amen. Weet wat? Ons moet 'n hospitaal oneindig en ons is bo uitgeloop het, maar daar geen seker is. Amen. Is dit reg of verkeerd? Amen. Baie stem nie saam met nie. Hy sê, want in my naam sal julle die siekes gesond maak. Hy sê nie maybe. Hy sê julle sal. En in my naam sal julle duivels uitdryf. Hy sê ons sal. Kom ons by God vertel. Terwyl die musiek so speel, het jy 'n kans om te sê, Here, ek wil my lewe nuut maak met U. Ek wil 'n nuwe verbond met U sluit. I want a new touch of the fire. I want a new touch of the fire. Oh, Kurubusurubon. I want a new touch. Ek wil my lewe nuut begin, Here. As jy kans gesien het vir Jimmy, moet daar kans wees vir my. Dan wil ek jou sê, kan jou hand opsteek, as jy saam mee bid. Wie wil sy huis eerste? Moenie rondom kyk nie, en hou jy oog gefestig. Kyk bietjie in jou hart en sê, Here, as jy nou moet kom, is ek gereed om jou te sien. En as ek nie gereed is nie, steek jou hand op, dat ons vir jou kan bid. Karamasurubenda. Wie gaan hier steen wees? Jy het nog 'n kans, sê die Here. Terwyl hy so diep in jou hart praat, daar is een hand op. Wie gaan 'n tweede hand wees en 'n derde? 'n tweede hand is op, en wie gaan 'n derde en 'n vierde wees? Daar is nog ander opgaan.
Die Here is besig om te praat, nog hande wat opgaan, nog hande. O, Kurubusrubone, waar is jy vandag, Jona? Waar is jy? Dat sag maar, dankie, nog hande wat opgegaan het. Waar is jy vandag, my kind? Waar is jy? Jy het nog 'n kans om jou hand op te steek. Kyk terug en luister wanneer die stem met jou praat en verhard nie jou hart nie. Gee Jesus vanmôre die kans in jou lewe. Angsbevange, benoudheid, verdrukking, honger, naaktheid, niks sal ons skei van die liefde van Jesus nie. As jy huislike probleme het, steek jou hand op. Dat ons vir jou bid, dat die Here die duiwelse werke kan bind daarso. Wie wil nog sê bid saam met my? Daar is nog hande wat opgaan. Nog hande, nog hande. O, die Here is besig om te praat, daar is nog hande wat opgaan. En as hande opgaan kan 'n mens nie 'n diens stop nie, want die Here is besig om te werk nou. Hy is besig om te praat. Daai goed wat jy so wegsteek wat niemand moet ken nie. Vanmôre het jy 'n kans om dit reg te maak, sê die Here. Jy het vanmôre 'n kans om dit reg te maak. Of anders te gaan dit teen jou tel. Elke swart spikkeltjie in jou lewe gaan teen jou tel. Wie wil nog sê bid saam met my? Is daar nog mense? En mense wat hulle hande opgesteek het, kan julle almal opstaan asseblief. Terwyl hulle vorentoe loop, het jy nog 'n kans, as jy bly kom om uit te kom. Julle kan maar uitkom, almal van julle asseblief, kom maar vorentoe. Vanmôre het jy 'n kans en jy kan 'n kans nie laat verbygaan nie. As jy bekommernis in jou hart het, kom laat ons vir jou bid, dat die Here dit vir jou regmaak. Daai angsbevange, daai benoudheid, die Here wil vir jou diep maak. Wil vir jou diep maak. Kom ons kyk nog so af. Ons kyk net so 'n bietjie af sien. Ons kyk nog af sien. Jy het nog 'n kans, sê die Here. Jy het 'n kans om jou lewe nuut te maak. Maak nie saak wie jy is of wat jy is nie. Die Here maak 'n weg. As jy getrou is, maak die Here 'n nuwe weg vir jou. Daai deure wat vir jou gesluit is, die Here sluit dit homself vir jou oop. Wat werksprobleme het, omstandighede by die werk wat jou nie gelukkig maak nie, het jy 'n kans om daar uit te kom nog. Jy het nog 'n kans om uit te kom. Voor ons bid. Terwyl ons bid, as jy wil uitkom, kom uit, en dat ons vir jou bid. Moenie daai stoel vashou nie, want dis daardie stoel wat teen jou gaan getuig. Here, ek het nie 'n kans gehad nie. Dan gaan hy stoel teen jou getuig. Glo dit in jou wil of nie, maar jy het 'n kans. Terwyl die musiek so speel, gaan ek die pastoor vra om te bid vir die mense. Here Jesus, is 'n baie groot en 'n wonderlike oomblik hierdie, waar mense voor die lewende God staan, soos hulle eendag voor hom sal staan. Here, dank die Here vanmôre nie om geoordeel te word nie, maar om gehelp te word. Dank, liewe Here, U ken hierdie mense se behoeftes in hulle harte beter as U. Ons wil vanmôre bid dat U hulle sal help om hier uit te gaan. Here Jesus, met daardie blydskap wat hulle graag wil hê. Ag Here, daar is seker niks swaarder as om met 'n ou rood hart in jou binneste te loop nie.
En te verlang en te wonder sal God nie maar vir my ook help nie. Ons weet, Here, die duiwel soos Jimmy vanmôre gesê het, preek soms vir 'n mens ook dat jy klaar is met jou. God gee nie om. Dis nie waar nie. Dis soos Jimmy Sterk het op die straat gesê, dis juist wanneer hy so sê wat hy lieg. Here, ek bid in hierdie oomblik dat u die hand, die deurboorde hande, na elkeen van hierdie ou mensies die voorstel uitsteek, Here. Dat u hulle besonderlik sal aanraak met die wonderlike liefde en krag. En dat u hulle sal ophef in hierdie môre en dat u hulle genade sal gee om vanmôre die blydskap van die Here in hulle harte terug te kry. Ons bid dit in Jesus naam. Terwyl ons op bid en bly, jy weet, liewe mense, jy moet hier voorstaan, dis baie belangrik dat 'n mens self ook met God moet praat. En ek wil net terwyl ons gaan sing, coming home, Lord, I'm coming home. Wil ek u nooi, as u nie omgee nie, Koos, sal jy sommer vir ons die bidkamers weer oopmaak, sal jy sommer dieselfde ry hier volg, stap weer na die bidkamer, te gaan kniel so 'n bietjie aan die voete van die Here Jesus. Altaarwerkers, help ons gou asseblief, kom al die altaarwerkers, baie dankie al die altaarwerkers, kom help vir ons. Coming